Goed, so kom ons pak 'n paar vrae. Ek gaan in hierdie video die vraestel doen van Junie 2024 en soos wat julle gesien het, toe ons gepraat het oor die afbreek van die punte, in die Junie eksamen kan jy verwag dat dit 'n redelike groot vraag is, alhoewel ek verwag dat daar 'n bietjie meer vleis aan die elektriese stroombaan gaan wees, omdat ons dit verlede jaar klaar gemaak het in graad 11. Maar kom ons kyk, hoe lyk so 'n 22 punt vraag. So, hulle begin, hulle sê vir jou, jy het punt A en punt B. Punt A, punt B. Hulle is 0,04 meter uit mekaar uit. Die skets is nie volgens skaal geteken nie. Hoekom sê hulle dit? Moet nie meet. Nee, moet nie jou liniaal gebruik nie. Sfeer X is 0,01 meter van A af. Goed, dit staan daar. En dan sê hulle sfeer X het 1238 elektrone wat van sy oppervlakte verwyder is. Dis 'n interessante stukkie inligting. Eerste vraagie, wat is die aard van die lading op sfeer X? Okay, so dis hoekom hulle vir ons gesê het hoeveel elektrone is verwyder. En dis nou lekker want in hierdie 22 punte lyk dit my, gaan hulle sommer terug na graad 10 se werk toe, né? As jy nog nie daai video gekyk het nie, gaan kyk na die graad 10 hersiening. So ons kan in die eerste plek sê, as hulle elektrone weggevat het, verwyder het, dan het ons nou 'n meer positiewe lading op X. So die eerste antwoord gaan wees positief. Positief. Dan bereken die grootte van die lading en ek het nou gaan kyk op die formuleblad wat hulle gegee het. Net daarso is Coulomb se wet, die twee elektriese velde, ek weet nie hoekom sal potensiaal verskil hier wees nie, maar hier het hulle vir jou die aantal elektrone, totale lading van 'n elektron gegee, of jy kan hom so skryf ook. Ek sou nie bagen daarop dat hulle dit gee nie, maar dis nice. Hier het hulle dit gegee. So ek kan gaan en die formule neerskryf, en is Q op QE. Ek hou nogal van daai ene, want nee, dis dan nou die totale lading, dis wat ons wil hê. Die aantal elektrone wat hulle gee, 1, 2, 3, 8. Die lading van een van hierdie elektrone, gee hulle vir ons op die inligtingsblad. So hier is al die konstantes wat hulle vir jou gee vir fisika, en daar is die lading van 'n elektron. Okay, so dis waar jy hom sal kry. En 1,6 maal 10 tot die mag min 19 Coulomb. Ek het vir jou gesê in die video, moenie die tekens daar sit nie. In hierdie geval, as jy die teken daar sit, dan gaan jy 'n negatiewe lading kry. As jy nie die teken daar sit nie, dan sal jy net die lading by jou eindantwoord bysit. So, jy kan besluit, solank jy net nooit vir my 'n negatiewe aantal elektrone gee nie, dit kan nie werk nie. So, Q is dan gelyk aan 1,981 maal 10 tot die mag min 16. En hierdie is nou lading, so ek wil Coulomb. Coulomb ingevul, so kry Coulomb uit. Okay, so, dis daarom nie te moeilik nie, en dis 3 punte. Dit kan vir my werk vir 'n matriekeksamen. Definieer, nee, bereken die grootte van die lading. Ja, en dis die grootte. En hy's positief. Okay, hy is positief. Goed. Ekskuus, ek het 'n onderbrekingkie gehad. So ons het gesê, as gevolg van die elektrone wat verwyder is ons sfeer X positief. Daar is die hoeveelheid elektrone wat verwyder is om die lading van sfeer X
te kry wat moet positief wees. Gebruik ons daai formule en ons kry die lading, klein lading, nee. Hierdie is nou nie eers nano pico grootte nie, dis nog kleiner. En dan hy gaan positief wees. So, soos wat ek in die hersieningsvideo gesê het, ek verkies om nie tekens hier in te sit nie. In elk geval werk ons met ladings as 'n skalaar. So, dit maak net sin om nie 'n minus of 'n plus daar te sit nie. Jy sal weet dat 'n proton is plus 1,6, 'n elektron is minus 1,6, maar hier die X van ons is 'n positiewe, uit 'n positiewe lading. Dan vraag 3, definieer die term elektriese veld. Nou, elektriese veld, definisie, nee, jy het 3 definisies by hierdie hoofstuk, die elektriese veld by 'n punt en Coulomb se wet. Elektriese veld is die maklike een, dis 'n area of 'n gebied waarin 'n elektriese lading 'n krag ondervind. Goed. So die logiese volgende vraag sal wees: teken die netto elektriese veldpatroon vir 2 identiese sfere met teenoorgestelde ladings. En nou terwyl ek hierdie raak lees, as jy kyk na jou eksamenriglyne, ons mag nie meer vir jou soos 10, 15 jaar terug sfere gee, die een het 'n groot lading en die ander het 'n klein lading nie. Die 2 sfere moet albei sin maar 5 Coulomb wees, maar hulle kan verskillende ladings, hulle kan plus plus, minus minus of in hierdie geval plus minus wees. So wanneer jy dit teken, so 8.3 was ons definisie. 8.4 is my positiewe lading en my negatiewe lading. En jou netheid by hierdie werk is ongelooflik belangrik, nee. So ek het op 'n stadium gesê ek sou aanbeveel dat jy hierdie eers in potlood doen. Ek het nou nie 'n potlood naby nie, maar ek maak my 8 streepies wat netjies uit my sirkel uitkom. Onthou dit, hulle almal moet raak aan daai sirkel. As jy enige van hierdie streepies wat ek nou gemaak het, nie raak aan daai sirkel nie, of deurgaan na die binnekant van die sirkel, trek ons een van die 3 punte af. Net een hoef dit te doen. Okay, so regtig belangrik. Dan, positief en negatief trek mekaar aan, nee. So hierdie ene, en ek sou dit met hulle nie al gedoen het. Hierdie ouetjie gaan so lyk. So die volgende punt gaan wees vir die vorm van hierdie ouetjie. En hierdie ene gaan afbuig, daai ene gaan opbuig. En hierdie enetjie kan so toe gaan. En daai ene gaan op en daai ene gaan af. En as jy wil kon jy 2 gemaak het wat so is, maar daar soos daai enetjie. So dis jou basiese formaat. As jy nog voorbeelde wil hê, is jy welkom om op Google te gaan soek 2 electrostatic charges, different electrostatic charges, nee, field pattern. Gelukkig hoef jou Engels nie te goed te wees nie. Dat jy sien hoe die vorm moet lyk. Kan selfs om bietjie nader bring, maar dis die idee. Positief wys altyd weg, so ek kan hierdie positief soontoe vat. Tussenin gaan hulle soontoe gaan. Negatief trek alles aan. Nou sien ek daar het hy deurgegaan, nee. So as ek hierdie nou klaar met pen gedoen het, dan sal ek daai randjie net dikker maak. Hulle kan nie vir my punte aftrek as hy dikker is nie. Negatief, nee, hoe werk hierdie beginsel weer? As ons 'n positiewe puntlading insit, waartoe gaan hy beweeg? Nou, hy sal na die negatief toe gaan. En dit is hoekom hierdie veldlyne se rigting na die negatief toe is. Hierso as ek 'n positiewe puntlading daar sit, dan gaan die positiewe lading hom wegstoot en dis kom hierdie pyltjies wegwys. So die 3 punte vir jou vorm, is dit die regte vorm?
Tweede punt is die rigting van jou pyltjies reg. En die derde punt sal wees vir, noem dit akkuraatheid. Kom ek noem dit netheid. As die lyne mag nie kruis nie. Die lyne moet almal min of meer ewe ver hier uit jou lading uitgaan. Hulle moet loodreg uit jou sirkel uitgaan. Jy kan nie twee van hierdie strepe op dieselfde plek begin nie, dan sê hulle hy kruis. So dis al daai kleiner aspekte van die netheid en die akkuraatheid. Ok, so dit is ons netto elektriese veldpatroon. Dan wil hulle weet by watter punt A of B is die grootte van die elektriese veld as gevolg van gelaaide sfeer X groter. Verduidelik jou antwoord. So jy het hier jou gelaaide sfeer, hy was een of ander positiewe waarde, en hy sal, daar's altyd die opsie om net vir jou een sfeer, probeer dit netjies doen sonder 'n liniaal, vir hom 'n elektriese veld te teken. So hier is 'n elektriese veld as gevolg van hierdie sfeer. En hy wys weg. Waar gaan die veld die grootste wees? Nou is dit weer belangrik om te weet. Hoe nader jy aan die sfeer kom, hoe nader is die lyntjies aan mekaar, nê? Hoe verder ek weggaan, as ek hierdie twee lyne sou verleng, daar gaan daai ene. En dis denkbeeldige lyne, daar's nie regtig lyne nie, nee, dis 'n driedimensionele veld. Maar hier gaan die veld sterker wees. En hoe verder jy weggaan, hoe swakker word die veld. So by watter punt gaan die elektriese veld die grootste wees? Wel, definitief by A. Want by A is ek nader aan hierdie sfeer, die gelaaide sfeer. Verduidelik jou antwoord. A vir 'n punt, die afstand is kleiner vir 'n tweede punt. En dan, wanneer ons dinge moet bewys of verduidelik in fisika en in chemie dalk 'n bietjie minder, maar veral in fisika, is dit altyd goed om 'n formule. Watse formule gebruik ons by elektriese veld? Ek kan, waar is my formules? Ek kan of hierdie ene gebruik, of daai ene, E staan vir elektriese veld. Hierdie ene het te doen met afstand. So ek kan hierdie ene, kom ons sê, A gaan die grootste veld hê. Hy is die naaste. Ek sou dit in 'n sinnetjie sit. En dan kan jy die formule E is gelyk aan KQ op R kwadraat sê, en sê, dis is die elektriese veld omgekeerd eweredig aan die afstand. So, hoe groter die afstand, hoe kleiner die elektriese veld. So daarso sal jou 3 punte wees. Ok, kom ons kyk. Die volgende vraag. 8.6 Bereken die elektriese veld van sfeer X by punt B. Ek sou hierdie vraag so 'n bietjie anders gevra het. Ek sou gesê het bereken die grootte van die elektriese veld. Maar goed. Van sfeer X by punt B, indien sfeer X vervang word met hierdie lading. So dis tweeledig. Sodat as jy hierbo nie die antwoord kon kry nie, of die antwoord verkeerd het, dan hoef ons nie op te volg nie. Ons sê nou vir jou, gebruik X as -2, en jy moet die elektriese veld bepaal, kom ons lees net weer, bereken, by punt B, so daarso. Nou moet jy mooi dink, jy wil die elektriese veld sterkte daai, en
hier is die sfeer. Die totale afstand is 0,04. Daai stukkie was 0,01. So hierdie deel 0,03 meter, né? Moet nie gevang word daarmee nie. En hulle het nie vir ons 'n krag gegee nie. Hulle sê nie hierso die krag wat B ervaar as gevolg van X nie. As hulle gepraat het van 'n krag daar, dan kon ons hierdie tweede formule gebruik het. Maar ons is by daai ene. So ek skryf formule neer. Hoe lyk hy? E is gelyk aan K Q R kwadraat. K op jou inligtingsblad is 9 maal 10 tot die mag 9. En die lading wat hulle vir ons gee, 2 maal 10 tot die mag min 9. So dis nanokolom. My afstand is 0,03 en onthou daai kwadraat. En dan kan ek hom op my sakrekenaar in. En die antwoord is 20.000. En nou moet ek mooi versigtig wees. Hierdie is nou nie kolomp nie. Dis nie lading nie. 'n enkel lading gedeel deur die afstand kwadraat maal met die konstante gee vir my Newton per kolomp. Newton per kolomp. En 'n elektriese veld het 'n rigting. Waar is ons sketsie? Daar's B. Hierdie skets, die lading is positief. Nee, hulle het ons nou vir 'n nuwe lading gegee. Hulle het gesê hierdie lading is nou -2. -2. So nou is hy nie meer positief nie, hy is nou negatief. En 'n negatiewe lading, ignoreer nou daai, se veld gaan na daai rigting toe. So die veld wat B gaan beleef as gevolg van hierdie nuwe lading van X gaan na links wees, nie na regs toe, soos toe hy nou elektrone verloor het nie. Dis 'n ampere uitvang. So hierdie ouetjie is na links. Jy sal oplet, jou konstante het nie 'n teken nie, jou rigting, jou afstand het nie 'n rigting, het nie 'n teken nie. Jou lading is 'n skalaar. Jy sit nie 'n teken daarin nie. Ons sit nie die minus daarin nie. Jy kan nie as jy hier 'n minus kry, dit interpreteer na links of regs nie, né? Jou rigting gaan hier absoluut afhang van, hy's negatief. B gaan na links 'n elektriese veld beleef, né? Die elektriese veld wat hier gaan wees, gaan na links wees. A, vir dieselfde negatiewe lading, gaan A 'n veld beleef wat na regs gaan. So jy gaan nie hier tekens in vervang nie. Jy gaan 'n antwoord kry en dan gaan jy sê hierdie elektriese veld by B gaan na links toe. OK, dit is 8.6. 8.7 en dis so 'n lekker vraag hierdie, want hulle dek regtig vir my alles. Ek het vir jou gesê, jy het vir elektriese velde, het jy jou definisie, jy het 'n skets en jy het 'n som. By Coulomb se wet het jy ook 'n definisie, wat hulle nou nie hier gevra het nie, maar hulle vra vir jou vir 'n vektordiagram. So kom ons lees die vraagie. Ekskuus. 'n negatiewe puntlading X, lyn, Y met 'n lading van dit, word nou geplaas by punt B. So kan ons hierdie op een slag sien. Ek gaan nou sommer in rooi dit invul. 'n negatiewe puntlading met 'n lading van minus 2,8 nanokolom word nou by punt B gesit.
en 'n puntlading Z word by A geplaas. So, daarso is Z nou, en daarso is Y. Hierdie ene is positief, en hy is 3,2 nanocoulomb. Teken die vektordiagram om die rigting van die kragte op X te toon as gevolg van. So, ons wil weet, wat gaan die effek op X wees, die kragte, as gevolg van Y en Z. So, hy is negatief, nee, dis waarmee ons laas gewerk het. X is negatief, ja, ons wil X weet. Y is negatief, Z is positief, en jy moet die vektordiagram teken. Hulle kon hierdie by Coulomb se wet, nee, nou wil ons kragte weet, so kragte is by Coulomb, kon hulle vir ons 'n Pythagoras, nee, in 90 grade, die twee kragte loodreg op mekaar gesit het. Maar hierdie is gelukkig punte in 'n reguit lyn. So as jy X daar het, X is negatief, wat gaan Y met X doen? Y is ook negatief. So hy gaan hierdie ene wegstoot. So daar gaan 'n krag wees. Die krag van Y op X. En dan Z, wat aan hierdie kant is positief. Wat gaan hy met die negatief doen? Hy gaan hom ook aantrek soontoe. So ek gaan nog 'n pyltjie wat in daai rigting gaan. So as ek daai vektordiagram teken, dan sal ek definitief my liniaal vat. En ek sal sê, hier begin ek, en hy gaan soontoe gaan, en dit gaan die krag wees van Y op X. En dan sal ek op dieselfde punt sal ek nog 'n krag teken, en ons gaan nie kyk na die lengte van hierdie pyltjies nie. Ek het hom nou net nie ewe lank gemaak nie, want anders gaan my pyltjies daar oorvleuel. En hierdie gaan wees, wat is dit, Z. Z. Die krag van Z op X. So dit sal my vektordiagram daar wees. Ai. Okay, en dan wil hulle weet, wat is die netto elektrostatiese krag? Bereken die netto elektrostatiese krag op sfeer X as gevolg van daai twee. So hoekom het hulle vir my hierdie gegee? Hulle wou hê ek moet bietjie dink, wat gaan die invloed van al twee wees? Want nou sal ek wil 'n krag uitwerk. As ek 'n krag uitwerk, waar is daai formules van my? Hier is my 3 groot formules, nee. Hierdie is vir elektriese veld, EE. Hier is as ek 'n krag wil uitwerk en ek het twee ladings en 'n afstand. So ek gaan by 8, is dit, nee, dis 7.2. Gaan ek sê, wel, F is gelyk aan K, Q1, Q2 op R kwadraat, en ek gaan hierin vervang, kom ons vat die lading van Y en die lading van X. En dan gaan ek nog 'n sommetjie doen. K, die lading van Z en die lading van X. En dit gedeel deur R kwadraat. En dan as ek hierdie twee se antwoord gekry het, dan gaan ek dit bymekaar tel. Want hier die X gaan 'n krag na links ervaar as gevolg van Y, maar hy gaan ook 'n krag ervaar na links van Z. So dit gaan dubbel so sterk wees. Wat beteken ek sou hierdie in een som kon doen? F is gelyk aan K QI en QX op R kwadraat plus K QZ QX op R kwadraat. Jy kan besluit of jy dit in een som wil doen of jy dit in twee somme wil doen en na die tyd bymekaar tel, selfde punte. Jy gaan 'n punt kry vir die formule, 'n punt kry dat jy hulle bymekaar tel, 'n punt vir jou invervang by elkeen en dan 'n punt vir die finale antwoord.
onthou asseblief weer, as jy hier die waardes in vervang, ek gaan nou sommer net hierin in vervang. K, 9 mal 10 tot die mag 9. Z se lading is minus 2,8 mal 10 tot die mag nano is min 9. X se lading, wat hulle laaste vir ons gegee het, is minus 2 mal 10 tot die mag min 9. Die afstand van y tot by x was daai 0,03 kwadraat. Sien jy dat ek nie tekens daarin vervang het nie? Moenie tekens daarin vervang nie. Jy mag nie daar sê, hierdie was negatief, daai was negatief nie. Moenie dit doen nie. En as jy hierdie ene vat en jy vat die ander een, dan is jou finale antwoord 6,32 mal 10 tot die mag min 4. En ons het 'n krag uitgewerk, so dis Newton. Jy kan nou gou self kyk, as jy hierdie enetjie invul en alles op jou sakrekenaar sit, of jy die antwoord kry. En 'n krag, hulle sê bereken die netto elektrostatiese krag, so ek sal 'n rigting hierby sit, na links. Ok, 5 punte. So dit is die Junie vraestel van verlede jaar, die vraag oor elektrostatika. Dit is 'n lekker groot vraag, hy is nie te moeilik nie, hier is nie vangvlakke nie, hier is nie gelyktydige vergelykings nie. Jy moet net regtig mooi lees en kyk hoe volg die vrae op mekaar. Oppas vir wanneer hulle sê, okay, nou maak ons X se lading hierdie. Ons verander dit nou. By nommer 7, nou verander ons B en ons maak hom Y. En ons verander A, ons maak hom Z en ons gee vir hulle ladings, nie. Bly net die hele tyd by, alles volg op mekaar. Moenie spring tussen die vrae nie. Ok, volgende doen ons die November vraestel.